Ai, goeiemiddag wêreld. Ek is Petersen. Ek besoek vanmiddag die toneel hierso by Candicestraat in Parelloos en ons kom gee net so 'n update in terme van hoe die situasie nou hier lyk en wat die werklike situasie nou is en dalk net om dit in u gedagtes te hou dat daar nog steeds families is wat baie verloor het. Kom ons kyk hoe dit Ja, kom ons kyk hoe dit nou hier lyk. As ons gaan hier na die eerste erf toe, het daar nie nog veel gebeur nie. Die tweede erf skoon gemaak. Ons weet, verlede week het hier nou nog 'n huis gestaan. Hy het ook toe nou was ook toe nou heeltemal afgebreek. Hier is begin fondasie is gelê en hier is 'n pale op, so dit lyk na 'n tydelike woning, maar die so opgerig gaan word. Hangende natuurlik enige planne wat daar mag uit voortspruit. Dan hier niks erf skoon gemaak. Dis natuurlik waar die diens verlede week plaasgevind het hierso. En ek dink dit is hier waar Telanile gebly het. Hier het ook nog 'n struktuur gestaan. Ek was hier toe dit afgebreek was. En dieselfde hier. En dan ook as ons nog so 'n bietjie verder sou inzoom, daar by die eerste erf, daar was so die struktuur ook afgebreek. So soos wat ons kan sien op die stadium, is nie werklik baie aan die gang nie. Ons besef natuurlik daar is bouregulasies en daar is natuurlik securing of funds wat daar moet plaasvind. So die challenge wat ons het hierso is dat die mense sit nou almal in situasies waar daar werklik mense was wat al klaar, as ons net hier kyk, talle mense op 'n woning, op 'n erf was en talle strukture dalk op 'n erf was en op die einde van die dag sit hulle nou verder nou en hulle is nou die verantwoordelikheid van ander mense en niemand wil werklik so leef nie. So en dit is waar ons die gemeenskap se vaardighede vra, mense wat kan help aanbied, mense wat planne kan optrek, mense wat 'n woordjie in die nodige departemente se ore kan fluister sodat hierdie strukture weer kan opkom en hierdie huise weer gebou kan word en hierdie mense se lewe weer normaal kan, besighede wat na die party toe kan kom en vir hierdie mense toegang tot finansiering kan bied, om vir hierdie mense toegang tot materiaal te bied, om enige hulp aan te bied in die vorm van boumateriaal, het sy permanent of tydelik, sodat die mense se lewens weer normaal kan hervat. Want as jy kyk, iemand teel sy plek as hy nie vir sy huis omgee nie. So dit was wonings gewees, is nie net huise of net strukture nie, dis is mense se wonings, is waar mense 'n lewe gebou het en gevind het. So ek is net vandag hierso om te sê dat Candicestraat se mense, te midde van al die politieke woer en hoeha en al die geraas en al die gereis en politieke partye wat mekaar aanvat rondom wie die meeste gehelp, is hier nog steeds mense wat niks het nie. En dit is wat ek vandag wil tuisbring. So moenie laat ons vir ons self laat flous dat kospakkies en kleresakkies aan die einde van die dag mense se probleme oplos nie. Want die belangrikste ding wat hulle nog nie het nie, is 'n dak oor hulle koppe. En alvorens dit nie uitgesorteer het nie, het die werklik nog nie baie gebeur nie. So dis Edgar Petersen vir EJ Breaking News. Ek is hier in Candicestraat en ek wil graag ons gemeenskap aanmoedig om uit te reik op 'n wyse wat werklik op die langtermyn 'n verskil maak. Ek dink in die afgelope tyd het ons uitgereik en ons het 'n korttermyn verskil gemaak. Ons het so 'n bietjie van hulle waardigheid teruggegee by wyse van klere, by wyse van kos, maar nou moet daar duisende rande betaal word vir elektrisiteitskoneksies. Dit is die goed wat die raadslede op hulle vlak moet uitsorteer en sê, hoe kan ons na die party toe kom om hierdie mense se elektrisiteit weer vir hulle te konnekteer, want iemand wat alles verloor het nie nog 'n R3000 vir 'n kragkabel, dit is die minste van sy worries. So kom laat ons kyk hoe ons in terme van beleide kan help om hierdie mense weer op hulle voete te kry. Edgar J. Petersen vir EJ Breaking News in Candicestraat, waar talle huisgesinne alles verloor is en ten minste 47 mense dakloos gelaat is. Dis Edgar J. Petersen
vir EJ Breaking News.